hierso. Hoe maats, julle moet sien, vandag is ons by Powered Flight. Ons gaan by Powered Flight kuier en hulle het 'n klomp helikopters. Maar weet julle waarna het hierdie helikopters my nogal laat dink? Dit het my laat dink in die Bybel, né? Want hierdie helikopters is baie, baie mooi. Maar wat moet 'n helikopter doen? 'n Helikopter moet op 'n avontuur gaan, op 'n reis gaan. Helikopter is nie gemaak om net stil te staan soos hierdie helikopters nie. Hulle moet uitgeneem word en op 'n avontuur gaan. En dis wat die Here vir ons wil hê. Die Here wil hê ons met die woord van God gebruik. En dat ons dit sal gebruik as ons reisgids vir ons avonture. Want as ons die Bybel gebruik, leer ons op groot avonture neem. Daar staan geskrywe in Psalm 119 vers 9. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord. En daarom gaan ons vandag 'n bietjie na die woord kyk, maar ons gaan onthou, die Here wil ons op 'n groot avontuur neem en elkeen van ons moet deel wees daarvan. So kom ons bid saam. Kom ons vra vir die Here om saam met ons te wees. Baie dankie Here dat ons hier kan wees tussen al die helikopters en dat ons weet U wil vandag ook met ons praat. En daarom bid ons al hierdie dinge in die naam van Jesus alleen. Amen. Mag die Here jou seën vandag met die wete God is met ons. Maat, ek wil gou vir jou vra, ons gaan baie belangrike dinge vandag praat oor wat ons met die Connect Kids gaan doen. So as mamma en pappa nog nie by jou is nie, gaan roep hulle gou. Roep vir mamma of vir pappa, laat hulle by jou sit, laat hulle kan hoor wat gaan ons alles hierdie jaar doen. So maatjies, gaan roep hulle gou. Ons wag vir julle. Maat, ek glo dat of 'n mamma of pappa nou saam met julle sit en dat ons almal nou heerlik kan saamgesels oor dit wat ons vanjaar gaan doen by die Connect Kids. Nou soos julle sien, sit ek nou al reeds in die helikopter. Ek sal reg vir die avontuur wat voorlê en ek wil vir elkeen van julle vra dat julle hierdie jaar saam met my op 'n groot avontuur wil gaan. En daarom kom ons lees 'n teksie, nog 'n teksvers saam. Spreuke 22 vers 6 sê vir ons: geen leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook al is hy oud nie daarvan afwyk nie. Nou maats, is belangrik dat ons al reeds as ons baie jonk is, selfs as ons klein kindertjies is, dat ons almal baie moet leer van die Here. Want dis wanneer ons leer van die Here terwyl ons klein is en jonk is, dat ons weet eendag as ons groot is en al oud is, sal dit nog altyd by ons wees. Die Here se pad wat hy met ons wil stap, die groot avontuur wat die Here met ons wil hê, is nie iets wat net met ons gebeur as ons net klein is, of as ons oud is, of as ons siek is of 'n krisis het nie. Dis 'n hele pad wat die Here met ons wil loop, van kleins af reg deur totdat ons groot is. En ons kan van mamma en pappa ook herinner daaraan dat ons, wanneer ons sê ons maak tyd vir die Here en om saam Bybelstudie te doen, dan is dit ook 'n tyd wat ons weet, ons help ons kinders se karakter bou en ons help hulle om eendag te weet, geen nie om waartoe hulle gaan nie, wat hulle doen, die Here is met hulle. En dis een van die grootste geskenke wat ons vir ons kinders kan gee, is om te weet hoe naby die Here te leef. En daar wil ek vir mamma en pappa ook aanmoedig, kom ons maak hierdie jaar prioriteit om tyd te maak dat ons en ons gesinne saamkom by die Here. Maatjies, die skool begin aan, daar is soveel aktiwiteite wat al reeds begin het, die buitemuurse aktiwiteite, en al daai goedjies is belangrik. Ons lyfies moet kan beweeg, en ons moet kan oefen, en ons moet ook slimmer word, so ons gaan een van die dae weer baie skoolwerk doen, maar een van die dinge wat ons nie dan moet vergeet, is dat ons ook by die Bybel moet uitkom, dat ons saam met mamma en pappa moet hoor, wat is dit, wat die Here vir ons wil leer. Nou môre is maandag en dan gaan ons ook verder met ons lesmateriaal en dit waarmee ons hierdie week wil begin is ook om môre vir u as ouers en as vir julle as kinders, julle hele gesin te vra om 'n tyd te maak iewers in die week wat julle ook bymekaar kan doen op 'n plek en dat julle daai tyd sal gebruik 'n halfuur na 'n uur toe om saam dan na die Bybel te gaan kyk, die Bybel te lees en saam te gesels oor dit wat die Here in ons lewens gaan doen. Nou maat ek weer, die Here het 'n groot avontuur wat hy hierdie jaar vir ons beplan. En al is dit nou nog nie dat ons presies seker is waarheen ons gaan nie, moet ek vir julle sê, ons weet dat die Here is saam met ons. Hy weet in sy reisgids waarheen is ons op pad. En ons kan nie 'n oomblik sonder hom nie. En daarom kom ons pak hierdie avontuur aan en kom ons vra vir die Here om saam met ons te wees. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan weet dat U saam met ons is, by ons is en met ons is. Dat U vir ons sê in die woord, Here, U stap hierdie pad met ons. Maar Here, help ons ook dat ons die keuse sal maak om te sê, ons gaan ook met U die pad stap. Want Here, baie keer dan sê U vir ons, hierdie is die hele reisplan. Hier is alles wat U vir ons uiteensit en dan sê ons, maar ons het nie tyd nie. Help ons om tyd te maak vir U, dat ons kan tyd maak om as gesin
nader aan U te groei. Ja, Here, help ons daarmee en lei ons in hierdie jaar nader aan U. Ons bid al hierdie dinge in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Maats, nou party van julle kan sê, maar hoe gaan ons hierdie avontuur aanpak? Waarheen is ons op pad? Dis soos as ons op vakansie gaan. Mense wil ons weet, gaan ons see toe, of gaan ons bos toe, of ons plaas toe, of gaan ons by iemand in die familie gaan kuier. Mense wil weet waartoe ons op pad. So ons wil vandag graag vir julle sê, wat is ons beplanning en wat gaan ons doen hierdie jaar? Die goeie nuus is, die materiaal wat ons verlede jaar begin het mee met Kids Express, gaan ons hierdie jaar mee aangaan. So ek wil vir julle sê, die kleuters tot graad 3 gaan die boekie doen eendag as ek groot is. Ons gaan met hierdie tema wandel en hy gaan oor 'n klomp beroepe en daarmee saam ook karakters in die Bybel. Hierdie boekie gaan ons maats help, ons jonger maats, om ook die Bybel karakters te leer ken, maar ook om te leer ken wie hulle in die Here is. Vir ons groter maats gaan ons die opwindende Survivor Israel doen. Nou julle weet, ons het verlede jaar met hierdie begin en ek wil vir julle vra dat julle saam met my hierdie boekie gaan deurgaan. Hy's vol pret en baie aktiwiteite en dinge wat ons kan besig hou. So maats, ek wil vra die van julle wat nog julle boekies by die huis het, julle kan julle boekies gaan uithaal, van volgende Sondag af begin ons met eerste lesse. En ja, nou julle volgende vraag gaan wees, gaan ons dan 2 Connect Kids dienste hê? Definitief. Vir ons kleiner maats gaan dit gaan oor eendag as ek groot is, en die ouer maats die graad 4 tot 6 oor die Survivor reeks. Kyk uit vir hierdie 2 eredienste wat ons gaan aanbied. Dit gaan wees op die WhatsApp, Connect Kids WhatsApp groep. Dit gaan ook beskikbaar gestel word op ons webblad, die Facebookblad en ook op ons YouTube kanaal. So kyk gerus uit daarvoor. Daarmee saam gaan ons ook, as ons hierdie diens hou op 'n Sondag, gaan dit nie die enigste ding wees wat ons doen. Ons wil graag vir julle as ouers aanmoedig om ook met die kinders hierdie boekies te behandel en die lessies wat ons gaan doen. En daarom gaan ons ook vir julle op Maandag 'n kort videogreep inleidend tot hierdie lessies uitstuur. En in daardie videogreep wil ons vir julle vra as ouers om ook dan met julle kinders tyd te maak om hierdie boekies deur te gaan, hierdie lessies net weer in die week saam deur te gaan. En dis waaroor ek vir julle ook wil vra, môre Maandag asseblief kyk uit vir hierdie kort inleidende videogreep en ook vir die lesmateriaal wat ons môre gaan stuur. Van volgende week af doen ons hierdie boekies. Maat, as daar van julle is wat nie weet waar jou boekie is nie, of jy kort dalk 'n boekie, of jy wil weer 'n boekie, 'n nuwe boekie koop, is julle vry en is julle enige tyd vry om my te e-pos en vir my te sê, maar julle korte boekie of die graad 4 tot 6 se materiaal of die kleuters tot graad 3 se materiaal. Ek sal dit dan vir julle bestel, dis R50 'n boekie en julle kan dit dan vir ons inbetaal op die kerk se rekening of kontant wanneer julle dit ontvang en dan gaan ons dit ook vir julle by die kerkkantoor beskikbaar stel. Die graad 3's of die graad 4's wat verlede jaar graad 3 was, het dalk ook nou 'n vraag, want julle het verlede jaar hierdie boekie gedoen en julle het die boekie aangekoop en ons kon ongelukkig nie met hom aangaan nie en nou moet julle hierdie boekie kry. Indien jy dalk een van hierdie boekies het en jy's 'n graad 4 op die oomblik, gesels asseblief met my dat ons dan kan inruil vir 'n Survivor boekie. Indien nou van julle maats is wat nie 'n R50 het vir 'n boekie nie, maar hulle wil graag 'n boekie hê, bel my net, ons maak 'n plan. Ons wil graag hê al ons kinders moet die materiaal hê en nou terwyl ons nog nie in die eredienste bymekaar kan kom nie, laat julle as gesinne dit ook by die huis hanteer. Die eerste oomblik wat ons weer by die kerk bymekaar kan kom, sal ons julle ook laat weet, want ons wil graag julle sien en graag saam met julle ook weer by mekaar kom by die kerk. Ons gaan ook dan die COVID-protokol volg. Nou maats, dis baie lekker, ons gaan nou hierdie heerlike materiaal doen, en ek wil vir jou vra dat jy saam met ons op reis sal gaan, ook met hierdie materiaal. En maats, ek sien uit daarna om julle volgende week weer te sien en met julle te gesels oor ons nuwe lessies. Mooi bly julle lekker week, en mag julle onthou, die Here se seën is by julle, en die Here wil julle seën deur vir julle ook te sê, dat elke oomblik van die dag, gaan hy naby julle wees. Die Here Jesus Christus se genade is vars elke dag vir julle en die liefde van God die Vader is altyd naby julle en so ook die teenwoordigheid van God self deur sy Heilige Gees. Mag die Here elkeen van julle gesinne seën ook in hierdie volgende jaar wat voor ons lê. Mag julle nader aan die Here groei, ook deurdat julle tyd spandeer in God se woord. Amen.